Een van Suid-Afrika se geliefde stemme, nie net op die verhoog en voor die kameras en op die skerms nie. Nee, nou wys sy ook vir ons 'n bietjie 'n ander deel van Christia Visser. Baie meer persoonlik en lekker en wow, hoe treffend is daai? Dankie. Ek sit en dink, dit is obviously baie makliker indien jy mooi is, indien jy nie skaam is voor die kamera en goeders nie, dan is dit baie makliker om dit te doen as ek nou so ietsie moet gaan voordrag en dit totally different wees. Dit is te danke aan die make-up figures en oefening vir die spieël. Hoorie, so baie geluk en hierdie is nou regtig ietsie anderste, né? 'n digitale digbundel. Ja, ietsie nuuts. Hoe verskil dit van 'n digbundel wat ons nou maar ken, wat 'n ou nou... Man, ek dink die lekker ding van digitaal en daar's baie goed wat 'n mens kan sê. Ek hou nog van die fisiese dinge in my hand en daai tipe goed, maar die lekker ding van digitaal is jy kan eintlik maak daarmee wat jy wil. Ek hoef nie 100 gedigte te hê om 'n digbundel uit te bring nie. Ek kan soos nou met Verweer 7 hê en dit kan 'n storie vertel op sy eie en ons kan môre 'n release wat 13 het en ons kan, so dit gee vir mense baie vryheid. En dit is ook nie 'n ding wat moeilik gekom het vir jou nie. Ek meen jy skryf al vir hoe lank liedjies en dis meer, so is 'n natuurlike ding. Ja, ek skryf al, ek het begin skryf toe ek 7 was en boekies vol. Ek dink van daai boekies lê ergens in die wêreld, van hulle het al verdwyn, so as iemand hulle vind, stuur hulle terug. Maar soos 'n message in the bottle, bring hom net terug. Want dis die manier wat ek het ADHD, so dis 'n manier vir my om sin te maak van my gedagtes en om goed uit my lyf uit te kry, uit my kop uit te kry. So van kleins af was dit 12 net my diary en ek het altyd gedink dit gaan net, jy weet, ek gaan net musiek skryf. Maar ek skryf elke dag, al is dit een lyn, ek skryf altyd iets. En ja, hier is ons nou. En die lekker is 'n ou het nou al lekker following gebou, jy het 'n sosiale media presence, soos wat ons maar in die moderne taal ook gesels. Jy het van hierdie gedigte en goeders ook eers 'n bietjie daar, die waterhalf getoets en toe lekker reaksie gekry. Ek dink ek het op 'n punt gekom wat ek het eendag, ek het nog in my nagklere gesit en ek het so op my swaai gesit buite my huis en die gedig het gebeur, want het gebeur so op vreemde tye, en toe het ek net gegaan, wel, ek sien nou kans daarvoor, so ek gaan dit nou opneem en kyk wat gebeur, en dit het baie goeie reaksie gekry, wat ek baie dankbaar is vir, want mens, veral met gedigte en die goed wat ek skryf, dit is so intiem vir my, dit is so deel van my siel, dat mens baie keer bang is om daaroor te praat, want jy is bang mense gaan nie verstaan nie, of hulle gaan nie relate nie, of so dis iets wat ek weet nie eintlik hoekom ek het gedoen het nie, ek het dit net gedoen, en dit het baie mense het aanklank gevind daarbij, en ek is so dankbaar daarvoor. Hoe verskil 'n gedig, of kom ek vra so, dink jy daar is 'n verskil tussen 'n gedig en 'n liedjie, en wat is die verskil? Daar's definitief 'n verskil. Ek het baie mense het al vir my gesê, maar wil jy nie net die lirieke van jou songs vat en dit, jy weet, in 'n gedig maak nie. Die realiteit is dat 'n liedjie jy het net soveel tyd en jy het 'n hoek wat jy moet vind en jy het 'n chorus wat jy moet doen. En so die woorde vir songs baie keer, omdat dit ook meer simplisties moet wees amper, dis nie genoeg nie. Een lyn in 'n liedjie kan in 'n gedig eintlik 'n hele paragraaf maak. So ek vat al hierdie goed wat ek geskryf het en om 'n liedjie te maak, vat ek net een lyn uit wat die meeste sê, wat die meeste kan vir my relate tot daai hele paragraaf. En lekker ding met 'n gedig is ek kan daai lyn vat en ek kan hom uitbou. Dit gee net vir jou die opportunity om meer te sê. Christa, en dis nogal interessant, nee, want baie mense sou eers vir jou gevra het, maar hoekom maak jy dit nie ook 'n liedjie nie? So dit wys jou net gedigte wat regtig liedjies geword het, hoe incredible daai alles net bymekaar gekom kon werk. Ja, en dis 'n ander tipe mark, wil ek amper sê. Ons is half in 'n tyd waar mense wil don't kill the braai, right? Mense wil dans en hulle soek die hoek, daai chorus wat hulle die hele tyd kan saam sing. En so ons skryf amper ons songs meer so, omdat dit is wat verkoop. Waar as jy nou kyk na mense wat wel gedigte, Jack de Priester, Jan Blom, wat wel al gedigte gevat het en dit liedjies gemaak het, dis dalk nie so mainstream nie, maar dit is die tipe goed wat weer met my praat. En ek dink dis waar ons begin het om gedigte ook weer uit te bou, want ons het amper digkuns verloor langs die pad ergens, wat vir my so hartseer is, want dit voel vir my ons almal crave nog steeds die waarwoorde. Definitief, en daai diepte en goeters. Ja. Jy weet, ek sit met 'n jong tienerseun by die huis wat nou dag ook vir my sê, hoekom is dit so dat die mense ook baie hou van die dieper songs? Hy praat van die dieper songs, né? En dis die meer ernstige goed. En dis presies my antwoord gewees. Ek dink mense het te honger daarvoor. Hulle het absoluut, en die moeilike ding is, veral as dit nou kom by nommers, as mens kyk na nommers, is dat dis nie die goed wat die grootste nommers gaan werf nie, maar dis die goed wat mense onthou, dis die goed wat blywende indruk op 'n kind maak. Ek meen, ek onthou as meisie, as
dogtertjie wil ek nou amper sê, maar vir my het dit vroeg begin wat ek in die kamer sit en hierdie diep goed luister en iets voel. Ek wil net iets voel. En dan het almal altyd vir my gesê, maar jy's te jonk om dit te verstaan. Ek verstaan dit op my manier. En dis vir my die mooi ding van enige skryfstuk. Is hierdie goed is vir my so persoonlik, maar my pa het altyd gesê, as jy nie weet waar om te skryf of waar om te praat nie, praat oor iets wat vir jou saak maak, en jy sal vind dat baie mense dieselfde voel. En die lekker ding van woorde is dat jy gaan daaruit vat wat vir jou sin maak. En dis vir my mooi, en ek hou daarvan om te hoor wat dit vir mense beteken. En is lekker, ek meen, dis amper soos wat jy 'n dagboek, die Amerikaners hou ons baie van 'n diary en goeie. Hierdie is jou uitlaatklep, want ek meen, ons ken jou, as die akteur voor die skerms wat baie goed doen, as die kunstenaar op die verhoog, maar hierdie is nie ietsie waaraan jy hard moes werk nie, dis 'n natuurlike ding, klink dit vir my. Dis absoluut my diary, absoluut en 100%. Ek sukkel partykeer vir alles dit vir myself is om te skryf vir iets wat nie vir my saak maak nie. So ek gaan partykeer is daar tye wat ek glad nie skryf nie vir 'n paar maande, want daar's te veel stres in my lewe of te veel dit of te veel dat. En dit gebeur so natuurlik dat ek skielik net sal gaan, wag, het ek nou 'n gedig geskryf, want my wese het dit nodig. Dis regtig 'n uitlaatklep. So dit gaan nie maklik wees as ek vir jou sê, skryf my gedig nie. Dis eerder 'n ding wat jy self wil voel en ervaar. Ja, kyk, ek kan dit doen. Ek kan dit doen en ek sal dit met liefde doen, maar dit beteken vir my meer as dit uit 'n baie persoonlike plek uitkom. En daarom voel ek ook dan op daai manier gaan dit vir ander mense meer beteken. Was vir jou belangrik om elke gedig ook nou vas te vat en in visueel vir die mense te kan wys, nee? Ja, ek dink ons is gelukkig dat ons in 'n tyd is waar daar baie maniere is om mense om 'n prentjie te skep. So wat ons gedoen het met hierdie gedigte, met die production wat daar agter is, klein geluitjies wat jy dalk nie eers dadelik gaan optel nie, maar as jy meer en meer luister, dan hoor jy, wag, daar's ietsie en daar's ietsie. En dan die video's waarmee saamgaan is dit vorm die prentjie vir mense. Dit sit hulle in daai spasie. En dit help om die gevoel, want nie almal van ons is vreeslik kreatief nie. Party van ons is beter met die oor, ander is beter met die oog. En dit gee ons die opportunity om meer mense te betrek in daai prentjie in. Om af te sluit, waar kan ons dit gaan beloer en beluister? Oral waar jy musiek luister. Dis fantasties. Mens, ja, en die video's is op YouTube beskikbaar en hulle is die 7 gedigte saam vertel 'n storie. Dis my storie van die laaste jaar. Dit was 'n interessante, moeilike jaar. Ek sê altyd die reën het gekom en die reënboog het ook gekom. En op daai noot gaan ons ongelukkig moet afsluit en ons gaan dit moet kyk en jy gaan weer met kom kuier, baie geluk. En man, dis dan nou al van ons kant af. Ons sluit af op hierdie hoë noot. Lekker dag.